Goeiemiddag, Suid-Afrika. Ons is by 13 April 1400 Suid-Afrika tyd. En interessante dinge gaan begin in die volgende 2 uur in terme van die oorlog in Iran. Ons weet nou almal dat president Trump het aangekondig dat die blokkade van die Strait of Hormuz nou in werking sal wees. 2 ure vanaf is dit volle ingang. Dit beteken alle skepe van Iran, alle skepe wat aan Iran se port sal aanleg doen om in en uit Iran se ports te gaan, sal geonderskep word en nie een van die skepe sal toegelaat word om besigheid met Iran te doen nie. As hulle reeds besigheid gedoen het, sal hulle onderskep word in waar ook al hulle in die see is en hulle sal gekonfiskeer word. Enige ander skip wat met enige ander port deur hy stryd gaan, wat met al die Arabiese lande soos UAE, Qatar, weet hy plekke in besigheid doen. Hulle sal voortgaan, hulle sal toegelaat word om deur te gaan en hulle gaan toegelaat word aan te gaan met hulle besigheid. Intussen het daar 'n klomp skepe opgedaag by Amerikaanse kus, suidkus van Amerika, daar in die Golf van Amerika, waar Amerika nou 'n hoop olie aan die res van die wêreld verkoop. Die wat vassit daarso, wat nie kon olie gaan haal in die Midde-Ooste, juis oor Iran, daai stryd gemyn het nie. Hulle is nou almal op pad hier na die Gulf of America, daar om in die suide van Texas, Louisiana, daai ports in te gaan en daar vir hulle te gaan olie kry. Amerika is nou besig om een van die grootste olie-eksporters in die wêreld te raak in die volgende paar dae. So, dis waar die stand vandaan is. Soos ek gesê het, binne 2 ure van nou af, is die blokkade van die Strait of Hormuz in volle gang deur die US Navy. Enige skepe wat daar aankom, wat met besigheid met Iran wil doen, sal gestop word. Dit beteken Iran se ekonomie gaan nou effektief afgesny word. Wat gaan gebeur daarna? Die skietstaking is nog steeds aan die gang. Dit gaan tot nog 'n week en 'n dag of so. Dan is dit die einde van die skietstaking. Maar gaan Iran nou nog hou tot daai tyd toe? Of gaan hulle begin skepe aanval wat in die Strait of Hormuz gaan? President Trump het baie duidelik gestel. Sal een skoot op hy militêre skepe geskiep word of enige ander skip in die Strait of Hormuz, sal die skietstaking outomaties verby wees en die volle magtige stryk wat hy al beplan het vooraan sal definitief voortgaan. Daai stryks bly in beplanning, die ander opsies wat hy het, bly op die tafel. Dis nou hangende af van Iran se kant wat hulle gaan doen. Hulle is in die bolgate. Ry 'n ou met 'n VIP verby my. Kortig, hy het miskien 'n gat en sê exhaust ook. Maar dis die stand van sake daarso. Die gisterand ook het ek 'n video gemaak van die finale 6-punt plan wat Iran moet aanvaar om voort te beweeg, waarvan die grootste gedeelte is net hulle moet hulle nukleêre ambisies opgee. Wat op die oomblik lyk my hulle wil nie doen nie. Hulle het vir jare en jare geklaim, hulle probeer nie nukleêre bomme bou nie, maar hulle wil nie hierdie paar punte opgee. Hulle wil nie hulle Iran opgee nie, hulle wil nie Iran verryking opgee nie, maar so hoekom wil jy anders Iran verryk teen so 'n hoë persentasie? Die enigste manier wat jy dit kan doen, of die enigste rede is vir nukleêre bomme. As geen ander peacetime gebruik van Iran wat so hoog verryk is nie. Niks, zero. So, dit wys jou maar net hoe lieg hulle al vir jare en jare vir die wêreld en hoe hulle beplan om 'n nuke te kry, want as hulle dit kry, het hulle definitief gebruik. Dis waar ons vandag staan. Ek is Morley Botha, Koepel Stereo se korrespondent hier uit Nashville uit. Geniet die dag.